Vanaand, my broeder en suster, wil ek met u gesels oor 'n baie interessante onderwerp. Iets wat ek in my lewe nooit reg self geweet het nie. En 'n mens lees jou Bybel en jy lees dit, maar dan sien 'n ou die goed nie raak nie. En ek dink in 'n groot mate ook, soos ek nou ook 'n bietjie meer in detail sal sê, is dit dalk ook maar hier en daar die vertalers se skuld dat 'n ou van die goed nie altyd so duidelik raak sien nie. Maar soos beloof wil ek vanaand met u praat oor hierdie onderwerp. Het Jesus in tale gepraat? Vreemde tale. Het hy die gawe van tale beoefen? Het hy die tale spraak, vreemde tale, soos ons in Pinkster glo, het hy ooit in tale gepraat? En my eerste antwoord vir myself op hierdie vraag sou gewees het, jong, dit klink nie vir my heeltemal logies om te sê ja nie, want die Heilige Gees is eers uitgestort in Handelinge, nie waar nie? Inteendeel, daar is 'n gedeelte in die evangelies waar die Here uitdruklik praat oor die Heilige Gees en dan sê die Bybel daar, maar dit het hy gesê van die Heilige Gees wat nog sou kom, want die Heilige Gees was daar nog nie, want Jesus is nog nie verheerlik nie, hy is nog nie opgevaar na die hemel nie. So my eerste antwoord uit my geheue uit en wat ek aan sou kon dink sou wees nee, tot ek bietjie gaan ondersoek instel het. En moet ek vanaand vir u met 'n blymoedige hart kan sê, ek is vanaand vas oortuig Jesus het in tale gepraat. En ek gaan vir jou 'n paar interessante dinge wys en ek vra hom saam met my te blaai na Johannes hoofstuk 3. Johannes hoofstuk 3. Ons gaan daar lees saam vanaf vers 28. Johannes die Doper is hier aan die woord, hy getuig oor Jesus Christus en ek wil vir u sê hy is net so 'n interessante karakter in die Bybel. Vanaand so ietsie vir u oor hom ook dalk sê wat u nie geweet het nie. Maar dit so 'n bietjie later in die boodskap. Ons lees saam Johannes hoofstuk 3 vanaf vers 28. Julle is self my getuies dat ek gesê het, ek is nie die Christus nie, maar dat ek voor hom uitgestuur is. Hy wat die bruid het, is die bruidegom. So dis Jesus, né? En sy bruid. Maar die vriend van die bruidegom, wat na hom staan en luister, verbly hom baie oor die stem van die bruidegom. So is dan hierdie blydskap van my volkome. Wie is Johannes? Hy is nie deel van die bruid nie. Interessant. Johannes is die best man in Engels. Wat sê hulle dit in Afrikaans? Die strooijonker. Op die bruilofsmaal, by die bruilofsmaal van die lam, gaan Johannes die strooijonker wees. Die ringdraer, as jy dit so kan stel. Interessante karakter. Daar's baie oulike goed oor hom in die Bybel. Nou sê hy, gaan aan, hy sê hy moet meer word, maar ek minder. Hy wat van bo kom is bo almal. Hy wat uit die aarde is uit die aarde en praat uit die aarde. Hy wat uit die hemel kom is bo almal. En wat hy gesien en gehoor het, dit getuig hy en niemand neem sy getuienis aan nie. Wie sy getuienis aangeneem het, het sy seël daarop gesit dat God waaragtig is. Want hy wat God gestuur het, spreek die woorde van God. Hy praat hier van Jesus. Hoor nou wat sê hy? Want God gee hom die Gees. Watter Gees? Die Heilige Gees. Hoofletter G, nie met mate nie. Die Vader het die Seun lief en het alles in sy hand oorgegee. Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Vers 34 is my teksvers, daai woorde, want God gee hom die Gees, die Heilige Gees, nie met mate nie. Nou my broeder en suster, wat dit beteken is, dat die volheid van die Heilige Gees het in Jesus gewoon. En dit by implikasie sê dan dat die vrug van die Gees het volkome in Jesus na vore gekom. Sy hele karakter was die vrug van die Gees, die 9 karaktereienskappe, die 9 eienskappe van die vrug van die Gees. Maar nie net die vrug van die Gees nie, al die gawes van die Gees het ook deur Jesus 100% gefunksioneer. Jesus het in sy aardse bediening nooit van sy eie goddelike krag gebruik gemaak nie. Hy het altyd in gehoorsaamheid aan God die Vader en onder leiding en bekragtiging van die Heilige Gees het hy gewerk. Want hy moes in alle opsigte aan ons gelyk word buiten sonde. Nou my broeder en suster, ons gaan vanaand so 'n bietjie 'n Bybelstudie doen. So ek vra hom saam met my ook te blaai na die boek Handelinge. Die boek Handelinge. As die gawes dan ten volle deur Jesus gewerk het, is daar voorbeelde daarvan. Ek gaan nie vanaand na die ander gawes kyk nie. As jy die evangelies lees, is dit baie duidelik. Die gawe van genesing het deur hom gewerk, die gawe van onderskeiding van geeste het deur hom gewerk.
al die gawes, die wonders en tekens ensovoorts, al wat weggesteek is in ons vertalings, is die feit dat hy in tale gepraat het. Maar kom ons kyk gou na Handelinge, want ek wil vir iets uitlig. Handelinge 1 vers 4. En toe hy nog met hulle saam was, dis Jesus en sy disippels, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Nou as jy Lukas se laaste hoofstuk gaan lees, sal jy sien waar Jesus aan sy disippels verskyn en hoe dat hy daar ook aan hulle die Heilige Gees beloof. Ons sien dit in Johannes 14, hoe dat hy die Heilige Gees aan hulle beloof. Hier kom ons net voor die hemelvaart. Hier ontmoet hy hulle op die berg en hy sê vir hulle, moenie van Jerusalem af weggaan nie totdat julle die gawe ontvang. Vers 12. Daarop, dis nou net nadat hy opgevaar het, hulle staan op, hulle kyk hoe hy wegvaar, kyk nog na die hemel, hier verskyn 2 engele aan hulle, sê vir hulle Galileese manne, waarom staan julle en kyk op na die hemel, vers 11. Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is, hy sal net so weer terugkom, né? Sê hulle nou in vers 12. Daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg af, wat genoem word Olyfberg, wat naby Jerusalem is, 'n Sabbatsreis ver. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek, waar hulle gewoond was om te vertoef. Dan noem hy hulle naamlik Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus die seun van Alfeus en Simon die ywerraar en Judas die seun van Jakobus. En dan sê vers 14, hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus en sy broers. En as jy 'n bietjie verder lees, ek dink in die volgende vers sê, hulle was daar op Pinksterdag saam, omtrent 120 bymekaar. Onder andere ook die moeder van Jesus en 'n paar ander vroue. Dan kom jy in hoofstuk 2 vanaf vers 1. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal, daai hele klomp wat ons nou van gelees het, eendragtig bymekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Nou voor ek verder lees, het Jesus, as u die boek Lukas gaan lees, die laaste hoofstuk, as jy Handelinge 1 gaan lees, het Jesus vir sy disippels gesê hoe die Heilige Gees op hulle gaan neerdal? Nee. Hy het dit vir hulle gesê, julle sal krag ontvang, hoofstuk 1 vers 8, wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Nêrens vind jy 'n aanduiding dat die Here eintlik vir hulle verduidelik het presies wat hulle kan verwag nie. Hy het net gesê wag daarvoor. Nou sê hy, toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Nou het ek 'n vraag. Waarom was hierdie gebeurtenis nie vreemd vir die apostels nie? Wat as jy nou verder lees, dan sal jy sien hoe dat die mense sê, ja, hulle hoor hulle in tale bid, en hulle die geruk gehoor, en wat al gebeur het gesien en gehoor, en hulle stroom toe nader, en hier sê hulle, ja, ons hoor hulle in ons eie tale spreek, van hulle het gespot en gesê, die mense is dronk. Dan staan Petrus op en hy preek, en wat sê hy vir hulle? Dis die vervulling van die profesie van Joël. As jy in Joël 2 gaan lees, dan profeteer Joël oor die laaste dae, waar God uitdruklik sê, ek sal van my gees in die laaste dae op hulle uitstort. En dan praat hy van die ou mense en die jong mense, wat sal drome en gesigte sien en sal profeteer, maar jy lees nêrens van tale nie. Hoe het hulle geweet van die tale? So, hoekom was dit nie vir hulle vreemd nie? Was hulle dit te wagte? Wel, dan kan jy gaan na Markus hoofstuk 16. Die laaste hoofstuk in Markus, dis waar die Here die groot opdrag gee, vanaf vers 15, dan lees jy, en hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in, en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. Hoor nou, en vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. Het die disippels daarvan 'n voorbeeld gehad? Natuurlik, deur Jesus se hele bediening, hoeveel duiwels het hy nie uitgedryf nie. Hulle self het by geleentheid al duiwels uitgedryf. Jy sal onthou, by geleentheid het hy die 12 uitgestuur, ander geleentheid het hy 70 uitgestuur, 2-2. En hulle kom terug, en wat sê hulle vir Jesus? Selfs die duiwels is aan ons onderworpe. So selfs hulle het al duiwels uitgedryf. So dis iets wat by hulle bekend is. In my naam sal hulle duiwels uitdryf,
Met nuwe tale sal hulle spreek. Ek gaan nou terugkom na hom toe. Slange sal hulle opneem, wel dit het Paulus ook later gedoen, het hom gepik mos. Hulle sal iets dodeliks drink, dit sal hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Wel, baie van die goed is voor die hand liggend. Maar as Jesus praat oor die tale, waarom vra niemand vir hom, Here, nou wat is hierdie vreemde tale waarvan hy praat nie? Kan dit wees, en dis my vraag by die eerste punt, kan dit wees dat die disippels Jesus ergens al gesien het en gehoor het in tale bid? Dat dit nie vir hulle iets vreemds was nie, dat toe hy dit vir hulle genoem het, dit is wat gaan gebeur. En die oomblik toe die Gees toe uitgestort is en dit gebeur, toe weet hulle, maar nou het ons dit ook ontvang wat Jesus gedoen het, wat ons nie tot nou toe kon doen nie. En dis waar die res van vanaand se boodskap gaan. Dis wat my in die dink gesit het. Hoekom was dit nie vir hulle vreemd nie? Nie by die uitstorting daarvan nie. Hulle het nie gewonder, is dit nou die belofte of is dit nou nie? Hulle het ook nie gewonder toe Jesus vir hulle gesê het, net voor hy opgevaar het na die hemel, dat die wat glo sal hierdie tekens volg. Dit was nie vir hulle vreemd nie. Want ek glo, my broeder en suster, dat die evangelies gee vir ons hier en daar leidrade. Wat as jy binne konteks na elke leidraad gaan kyk, as jy hulle afsonderlik vat, kan 'n ou dalk daar wonder, maar as jy hulle bymekaar bring, en dis wat die Bybel doen, wat vir my so interessant is as 'n mens gedeeltes wat jou so prik, vat, en jy lees hom in sy konteks, moet nooit hom uit sy konteks haal nie, dis wat ek vanaand ook vir u wil wys. Maar jy begin al hierdie leidrade saamvat, begin dit vir jou 'n patroon vorm, en dan begin jy 'n prentjie sien van iets diepers, wat 'n ou baie keer so maklik gemis het. Nou, so die eerste punt, waarom was dit nie vir hulle vreemd nie? Ek glo dat hulle het Jesus gesien en gehoor in tale bid deur sy bediening. Daar was 'n voorbeeld vir hulle gegee. Nou, gaan saam met my na Markus, hoofstuk 3. Dis my tweede punt vanaand. En eintlik die eerste bewys wat ek wil lewer, hoekom ek glo dat Jesus het in tale gebid tydens sy aardse bediening. Markus 3 vanaf vers 20. En hierdie punt wil ek dit so noem, hulle het gedink hy's uitsinnig, dat hy van sy sinne beroof is, hy's buite sy sinne, dit is wat hulle gedink het. Kom ons lees dit, Markus 3 vers 20, en hulle het in 'n huis gegaan, en 'n skare het weer saamgekom, sodat hulle selfs nie brood kon eet nie. Klink dit nog vir u normaal? Kan jy die prentjie sien, Jesus kom in 'n huis, jy kom so groot skare bymekaar, en Jesus is besig om lering te gee, en om met die mense om hulle te bedien, en met hulle te deel, en hulle het nie eens tyd om te eet nie, en daar's so groot skare bymekaar, maar hoor nou wat sê vers 21, toe sy mense dit hoor, hulle wat hoor? Toe hulle hoor dat daar 'n skare mense bymekaar is, wel dit klink logies, kom ons lees verder, gaan hulle uit om hom in die hande te kry, want hulle het gesê, hy is buite sy sinne. Nou het ek 'n vraag. Hoeveel keer het hy nie al by geleentheid 'n groot skare by hom gehad, wil nie eers kos gehad het nie, onthou by die vermeerdering van die brode, niemand het toegesê hy is uitsinnig nie. So, wat het hulle gehoor, wat hulle laat dink het, hy is uitsinnig? Of hy is buite sy sinne? En onmiddellik klink dit vir my baie soos Handelinge 2 vers 13, waar die mense gespot het op Pinksterdag en gesê het, hierdie mense is dronk, hulle bid of hulle praat in vreemde taal, hulle moet dronk wees, jy kan nou dit ook so stel, hulle is uitsinnig. Nie waar nie? Maar moenie net dit vat vir wat ek hier gee nie, my broeder en suster, wat sê die konteks van hierdie gedeelte? Waaroor gaan dit hier? Hulle sê hy is uitsinnig, vers 22 sê, en die skrifgeleerdes wat van Jerusalem afgekom het, het gesê, hy het Beelzebul, 'n demoon, hy is besete, dis wat hulle toe sê. Deur die owerste van die duiwels, dryf hy die duiwels uit. Wat gebeur hier? Jy vind eintlik twee gawes van die Gees wat hier werk. Die onderskeiding van geeste, want Jesus dryf duiwels uit. Eintlik 3 gawes, die werke van kragte, want hy kon hulle nie net onderskei nie, hy het hulle ook uitgedryf. En in die derde plek, die spreek in ander tale. Hoekom sou hulle gesê het hy is besete? Net omdat daar 'n skare mense is. Maar toe hulle dit hoor, wat het hulle gehoor? Hulle het iets gehoor wat gemaak het dat hulle gesê het hy is uitsinnig. Het hy nie in vreemde tale gepraat, het hulle nie verstaan het nie. Dis al wat sin maak in die konteks. En as jy dan verder lees, wat sê Jesus? En hy het
Hulle na hom geroep en vir hulle deur gelykenisse gesê, hoe kan die Satan uitdryf? En as 'n koninkryk teen homself verdeeld is, kan daardie koninkryk nie bly staan nie. En as 'n huis teen homself verdeeld is, kan daardie huis nie bly staan nie. En as die Satan teen homself opstaan en verdeeld is, kan hy nie bly staan nie, maar hy kom tot 'n einde. Hoor nou, niemand kan in die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed roof as hy nie eers die sterk man boei nie, en dan sal hy sy huis berowe. Voorwaar ek sê vir julle, hoor nou, al die sondes sal die mensekinders vergewe word en al die lasteringe wat hulle mag uitgespreek het. Maar wie teen die Heilige Gees gelaster het, het geen vergifnis tot in ewigheid nie, maar is skuldig aan die ewige oordeel. Waaroor gaan dit? Wat was aan die gebeur? Die Gees van God was besig om te werk. Dan sê hy het dit vir hulle gesê, omdat hulle gesê het, hy het 'n onreine gees. So hulle het die werking van die Heilige Gees gesien. Om iemand gesond te maak, gaan jy nie dink die ou is buite homself nie. As iemand 'n duiwel uitdryf, gaan jy nie dink hy is buite homself nie. As iemand 'n wonderwerk doen, gaan jy nie dink hy is buite homself nie. Maar as jy nie verstaan vreemde tale en wat daar gebeur nie, en die ou praat in vreemde tale, gaan jy mos dink hierdie persoon wat in vreemde tale praat is buite homself. Daar's iets fout. En dis wat hulle hier met Jesus gedoen het. Dis al wat sin maak in die konteks, want niks anders wat hier gebeur het, maak sin dat hulle sou sê, hy is uitsinnig nie, want dis nie die fariseërs wat dit spottenderwys gesê het. Die opgemerk, toe sy mense dit hoor, gaan hulle uit, om hom in die hande te kry, want hulle het gesê, hy is buite sy sinne. Sy eie mense het nog nie verstaan, wat is aan die gebeur nie. Dis die eerste leidraad, iets wat my aangegryp het, inteendeel, dis eintlik hierdie vers wat my op hierdie spoor gesit, en ek en Pastor Dries het so 'n paar weke terug, gepraat oor die Pinkster byeenkomste ensovoorts, en toe noem my pa vir my dat hulle oud prinsipaal was toe Frank Ronje, het eendag net in die klas hierdie skrif gegee en genoem dat Jesus het by geleentheid in tale gepraat. Hy het nie daarop uitgebrei. Ek dink dis was juist dit wat my op hierdie spoor gesit het om dit toe nou te gaan navors. So dit was vir my die eerste bewys, maar kan nie sien die konteks. As Matteus hier skryf, Matteus 12 vers 28 sê hy, as ek dan deur die Gees van God die duiwels uitdryf, het die koninkryk van God naby julle gekom. Net ter bevestiging, dit wat hier gebeur het, was 'n werking van die Heilige Gees en sy gawes. Volgende een, gaan saam met my na Lukas. Lukas hoofstuk 11. Lukas hoofstuk 11. Hierdie punt wil ek so, die leidraad hier is, Here, leer ons bid. Dis wat hulle om hier vra. Die gebed van die Here, vers 1. En toe hy op 'n sekere plek besig was om te bid, sê een van sy disippels vir hom, nadat hy opgehou het, Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy disippels geleer het. En dan kan jy verder lees, toe gee hy vir hulle die Onse Vader. En is interessant, as jy na Matteus se gedeelte gaan kyk, dat die Onse Vader is nie 'n gebed wat die Here vir ons gegee het om as 'n rympie op te sien nie. Dis mooi as jy dit so bid en dit regtig bedoel elke aspek, maar dit gaan eintlik oor lering oor jou verhouding met God in alle opsigte. Maar dit is 'n boodskap vir 'n ander tyd. Maar wat is hier aan die gebeur? Onmiddellik sal hy sê, ja, nou waar kom ek aan die tale spraak in hierdie vers? Want Jesus gee dan nou vir hulle 'n gebed, sekerlik in Aramees of in Hebreëus, terwyl hulle geleef het, wat nou vertaal is in ons Bybels, wat neergeskryf is in Grieks en wat nou vertaal is in Afrikaans, soos ons dit hier lees. Waar kom ek aan die vervulling met die Heilige Gees in hierdie gedeelte? Net 'n vraag, my broeder en suster. As hulle Jesus hoor bid het in hulle algemene spreektaal, waarom sou hulle hom vra, Here, leer ons bid soos wat U bid? Kon hulle hom dan nie net dopgehou het en self dit begin doen het nie? Maak dit nie vir U sin nie? As jy mos iemand lank genoeg, kom ek gebruik 'n praktiese voorbeeld. Een van ons jong mense het so ruk terug, 'n paar jaar terug, hy is ook nou al weg, hy bly nou in Pretoria, kragtig hier by ons tot bekering gekom, almal sal hom onthou, Rufus. Dierbare kind van die Here en vir my kosbare vriende, die nou nog die Here. Weet jy wat vir my mooi, né? Toe hy na die Here toe kom, daai rou wêreldling, uit die wêreld uit, weet nog niks. Kom hy begin uit sommer jeug toe kom. Hy's eintlik nie eens meer 'n tiener nie, maar hy kom tot tieners toe. Vrydag aande kom hy tieners toe. En as ons bid, hy wil bid. En dan hoor ek hoe bid hy. Dan praat hy met die Here. Nou onthou sy mammie dink ek is Engels.
So in Engels praat jy ook van you, selfs in baie hoë respek. Hier sit Angela ook van ons, sy sal weet. En almal weet mos, as jy in Afrikaans sal ons praat van u. Nou omdat hy in half Engels ook groot geword en nou praat hy met die Here, dan sê hy in sy gebede jy en jou vir die Here. Nou weet jy, in my hart het ek, as iemand so bid, dan voel dit mos nie reg hier binne nie, want dit voel of hulle nie met respek bid nie, maar ek kon myself nie bring om met hom daaroor te praat nie, omrede ek het die opregtheid in sy hart gesien. Ek het agtergekom, hierdie jong man is so opreg met die Here, daar's geen lelike bedoelings daarby nie, maar weet jy, ek het nooit met hom daaroor gepraat nie, maar dit was nie seker 3 of 4 weke nie. As hy bid, dan korrigeer hy homself in sy gebed. Dan hoor ek hoe bid hy. Here, dankie dat jy, ekskuus u, hoekom, waar het hy dit gehoor? Hy het gehoor hoe ons in die gemeente bid. Toe het hy self geleer om reg te bid, as ek nou so kan stel. Jy verstaan wat ek probeer sê? Nou net so, waarom sou die disippels vir Jesus vra, Here, leer ons bid? Ek wil vir julle 'n paar dinge gou hier uitlig. Eerste ding is interessant dat hy hier praat van, hy sê, en toe hy op 'n sekere plek besig was om te bid, sê een van sy disippels vir hom, nadat hy opgehou het. Daardie woordjie opgehou in die Grieks, ek kan nou nie die Griekse woord onthou nie, maar dis presies dieselfde woord wat Paulus gebruik wanneer hy praat van die tale wat eendag sal ophou. En die profeseë wat eendag sal ophou, wanneer die volmaakte gekom het, ons weet dit gaan aan die einde van tyd gebeur, wanneer ons kom haal, wanneer ons dan nie meer hierdie dinge nodig het om ons te stig en te bou nie, want dan het ons dit. Maar my broer en suster, dis dieselfde Griekse woord wat praat van 'n fontein wat ophou loop. Van water wat ophou vloei. En die enigste ander gebede waar jy hierdie selfde tipe bewoording kry, gaan oor die werking van die Heilige Gees. Ander gebede word nie beskryf as soos water wat vloei, water wat opspring tot in die ewige lewe, ensovoorts, soos gedeeltes wat ons van die spreek in tale lees. So dit is die eerste leidraad. Die ander leidraad is natuurlik die feit dat wat was vir hulle vreemd aan sy gebed? Baie ons het al gepreek, ja, hy het dalk baie meer persoonlik met God gepraat. Die Jode het ons hierdie formules wat hulle bid. En hier is Jesus skielik en is sekerlik nie verkeerd nie, ek glo hulle kon daaruit ook leer. Maar waaroor gaan dit hier, my broeder en suster? Kyk na die konteks. Die opskrifte is deur die vertalers ingesit, nie deur die oorspronklike Bybelskrywers nie. So jy kan nie by vers 4 ophou lees waar hy eindig met die Onse Vader nie. Waaroor gaan vers 5 tot 13? Oor die vervulling met die Heilige Gees. Gaan lees dit. Kyk wat sê hy hier vanaf vers 9. En ek sê vir julle bid en vir julle sal gegee word. Wat sal vir julle gegee word? Bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Waaroor is Jesus besig om met sy disippels te praat? Wat het hulle hom gevra? Here, leer ons bid soos wat u bid. Want elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vind en vir hom wat klop sal oopgemaak word en vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra en hy sal hom 'n klip gee of ook 'n vis en hy sal hom in plaas van 'n vis 'n slang gee en ook as hy 'n eier vra vir hom 'n skorpioen gee. As julle dan wat sleg is weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Weet jy wat sê Jesus eintlik vir hulle? As julle regtig wil bid soos wat ek bid, vra die Vader om vir julle die Heilige Gees te gee. Dis effektief binne konteks wat hier gebeur. Waarom gee hy dan wel vir hulle die Onse Vader? Wel, soos ek reeds vir julle gesê het, ook om hulle te leer hoe om in verhouding met die Vader te staan. So dis nie verkeerd om te sê dat hulle kon ook raak sien dat net aan Jesus se gebedslewe as sulks was daar ook iets anders. Maar ek glo as jy na die breër konteks kyk, dit gaan spesifiek hier oor die vervulling met die Heilige Gees. En dan die ander rede hoekom in hierdie konteks, hoekom die Here vir hulle dan die Onse Vader so gee, want op hierdie stadium was die Heilige Gees nog nie uitgestort op die kerk nie. Ek is van mening dat daar net 2 persone was op hierdie stadium wat in tale kon bid. Ek gaan nou vir sê wie die ander een was. So, die punt is, my broeder en suster, kan jy sien, die konteks gee vir jou die antwoord. So hier het die disippels iets gehoor. Jesus bid nou in vreemde tale. En hulle kom agter, maar hier's iets besig om te gebeur, want dis wat in die geestelike wêreld gebeur, as jy in 'n taal bid, wek jy krag op. Here, u gebede is baie kragtiger, is asof u word baie kragtiger, wanneer u so bid. Want daar's iets wat gebeur, ons iets aan die gang, leer ons om ook so te bid. Leer ons om ook met daardie passie, daai vuur te hê, en wanneer ons in swakheid is en ons bid, dat ons ook daai krag kan kry, soos ons sien u, wanneer u moeg raak en u gaan bid ure lank, dan kom u meer verfris terug.
Wel, dis nou maar, ek kleer dit nou maar 'n bietjie in, want jy verstaan, hulle het iets opgemerk. Dis hoekom hulle gevra het, Here, leer ons bid soos wat U bid. Waar gaan dit? Vir die Heilige Gees, die konteks sê dit vir ons. Nou, my laaste punt, my broeder en suster, daar's baie ander gedeeltes. Ek nou of een genoem, die een waar hulle noem in Markus, waar hulle sê, hy's buite homself, of hy's buite sy sinne. Tweede een was nou, Here, leer ons om te bid soos U. Wat het hulle gesien wat anders was? Het hy nie daar in tale gebid nie. Romeine 8, so nie in die evangelies nie, maar ek gaan nou terugkom na die evangelies toe, ek wil vir iets wys. Romeine 8 vers 26 tot 27. Dis een van die gedeeltes wat ons altyd gebruik om ook vir u te wys wanneer ons lering gee oor die vervulling met die Heilige Gees, dat wanneer ons nie mooi reg weet wat om te bid nie, dan kom die Gees en hy tree vir ons in deur onuitspreeklike sigtinge. So dis hierdie punt se titel, as ek dit so kan stel, onuitspreeklike sigtinge. Vers 26 sê, en net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Hoor nou maar, die Gees, die Heilige Gees, hoofletter G, self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Hoe weet ons dit gaan oor gebed? Want vers 27 sê dit, en hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges wat intree, bid. Dit gaan oor gebed. Hoe bid hy? Onuitspreeklike sigtinge. Nou, dis nie mooi vertaal nie. Ongelukkig, my broeder en suster, het die mense wat die Bybel vertaal het in Afrikaans, was nie Pinkstermense nie. So, jy kry Griekse woorde, wat in verskillende kontekste, verskillende betekenisse kan hê. Meer letterlik eintlik wat hier staan is, hy bid in vreemde tale. Effektief, dis letterlik wat daar staan. Ek wil dit graag van die King James lees, want ek wil dit nou terugbring na twee ander gedeeltes in die evangelies, waar Jesus dieselfde gedoen het. Romeine hoofstuk 8, vers 26 tot 27 sê so, likewise, the Spirit, the Holy Spirit, also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit himself maketh intercession for us, hoor nou, with groanings, which cannot be uttered. In ander woorde, eintlik in die letterlike Grieks staan daar, die woord ek dink, as ek nou reg uitspreek, stenagmos, is die woordjie in die Grieks wat daar gebruik. Letterlik staan daar, prayer that cannot be understood. Dit is gebede wat nie verstaan kan word in menslike terme nie. So, dit is hoe hy vir ons intree. So, dan wanneer ek nie reg weet wat om te bid nie, nou begin ek in tale bid. Want die Heilige Gees weet, want hy ondersoek die harte, soos vers 27 sê, and he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession for all the saints, according to the will of God. Dan bid jy 'n volmaakte gebed, volgens die wil van God. Want dan sê die Gees self, met hy die wil van God ken, wat vir jou intree, en dan bid jy in 'n vreemde taal, en is die Gees wat die werk doen, wat vir jou die taal gee om te bid. Ek wil hier, jy moet jou aandag fokus op hierdie woord groanings. Groanings. Dis daai woordjie stenagmos, sy wortel, Griekse wortelwoord is stenatso, wat beteken inaudible prayer, dink ek is die meer korrekte Engelse vertaling. Nou, inaudible beteken nie net onhoorbaar nie. Iemand het die mooi voorbeeld gebruik om daai woord in Grieks te verduidelik. As jy by iemand sit wat op 'n telefoon praat, dan kan jy mos partymal die ander een se stem ook hoor, wat met hulle praat. Het al dit gehoor? Maar dan sit nie altyd, ek praat nie as jy hom op speakerphone sit nie, ek praat van 'n gewone foon, of selfs op 'n selfoon waar ook bietjie hard is. Maar jy kan nie altyd uitmaak wat die ander persoon sê nie. Dan in Engels sê jy ook iets inaudible. Ek hoor dit, maar ek verstaan dit nie. Dis dieselfde konsep hoe hulle daai woordjie verduidelik, en dit is wat Paulus daar sê. So wanneer ek in tale bid, is dit vir alle praktiese eindes inaudible speech. Nou ek wil net na twee, daar's ander gedeeltes ook. Daar's eintlik baie as 'n ou hierdie woord begin navors. Gaan gesaam met my na Markus hoofstuk 7. Markus hoofstuk 7. Vanaf vers 31. En hy het weer uit die gebied van Tyrus en Sidon vertrek, dis Jesus, en na die see van Galilea gegaan, deur die gebied van Decapolis. Toe bring hulle na hom 'n dowe wat swaar praat en smeek hom om hom hande op te lê. Hoor nou, en hy neem hom op sy, Jesus neem hierdie man op sy, en neem hom een kant, weg van almal af.
weg van die skare en steek sy vingers in sy ore en spieg en raak sy tong aan en nadat hy opgekyk het na die hemel, sug hy. Dis 'n swak vertaling. Letterlik gebruik hy die Griekse woord stenatso. Inaudible prayer. Wat doen Jesus? Want net, en my vraag, my broer en suster, kyk net, waarom sê Jesus sug? Hy weet in wat hy gaan doen. Hy's besig om die persoon gesond te maak. Hy het klaar begin met die werk, hy het klaar sy vingers in sy ore gesteek, hy het klaar gespoeg en sy tong aangeraak. Al wat hy nog vir moet sê is ephata, wat beteken, dis 'n Arameese woord, daar is nie, vir ons is dit 'n vreemde taal, maar Jesus het Aramees gepraat. Ephata beteken, gaan oop. Jesus was besig in die proses. Sug, 'n normale, wat is sug? Hoekom sê Jesus sug, terwyl hy met hierdie man werk? Kan jy sien, is 'n swak vertaling. Wat letterlik eintlik hier staan is, nadat hy opgekyk het na die hemel, bid hy in tale. En toe sê aan hierdie man, ephata, gaan oop. Gaan sy ore oop en jy kan gaan lees, dadelik is sy ore oop gegaan, band van sy tong het losgeraak en hy het reg gepraat. Stenatso, kyk na die Griekse woord, inaudible prayer. Wat het Jesus gedoen? Hy het nie net gesug nie. Hy het heel moontlik in tale gebid. Geestelike krag opgewek. Geloof opgewek. Hoe jy dit ook al wil sien. En toe het hy die woord gespreek, gaan oop. En die persoon is genees. Dis een van die voorbeelde. Ander voorbeeld, my broeder en suster, vind ons in Johannes hoofstuk 11, en dis vir my een van die kragtigste voorbeelde. Dis by die dood van Lazarus. Jy ken die verhaal, hoe dat Jesus 4 dae lank getalm het, op die 4de dag kom hy toe daaraan, en hoe dat hy toe by Martha en Maria kom, en hier vanaf vers 25 sê Jesus vir hulle, ek is die opstanding in die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Jy moet daai hele hoofstuk gaan lees. Nêrens voor vers 41 in die Afrikaanse of die Engelse Bybel kan jy optel dat Jesus gebid het nie. Let wel in die Afrikaans of die Engels. Nêrens. Maar dan kom jy in vers 33, dan lees jy, toe Jesus haar dan sien ween, en die Jode wat saam met haar gekom het ook sien ween, het hy geweldig bewoog geword in sy gees en hom ontstel. Vers 38, en Jesus het weer in homself geweldig bewoog geword, en by die graf gekom, en dit was 'n spilonk en 'n steen, het daarteen gelê. Dis nie baie mooi vertaal nie, ek wil dit graag vir jy in die King James lees. Wat is die woordjie wat ek gesê het, jy moet onthou? Romeine 8, groanings. Johannes hoofstuk 11. Nou vers 34 in die Afrikaanse ou vertaling sê, en hy het in sy gees. So wat is die afleiding wat jy maak? In Jesus se eie menslike gees, dieselfde gees wat hy toe aan die kruis gehang het, uitgeroep het, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Dis nie die Heilige Gees nie, dis die afleiding wat jy maak in die Afrikaans. Dis nie wat daar in die oorspronklike Grieks staan nie. Kyk wat sê hy in die King James. Vers 33 van hoofstuk 11. When Jesus therefore saw her weeping, and the Jews also weeping which came with her, hoor nou, he groaned, nie in his spirit nie, in the spirit, in die gees, in die Heilige Gees, pneuma in die Grieks. He groaned in the spirit, and was troubled, groaned, groanings, Romeine 8, wanneer ons nie reg weet wat om te bid nie, tree die Gees van God vir ons in, deur onuitspreeklike sigtinge, deur groanings. Wat doen Jesus? Toe hy hulle smart sien, het dit hom so oorval, dat hy kliphard glo ek in tale begin bid het. Vers 38 gebruik dieselfde terminologie. Jesus therefore again groaning in himself, cometh to the grave. It was a cave and a stone lay upon it. Nou my broeder en suster, as jy my nog steeds nie wil glo nie, bly in Johannes hoofstuk 11. Ek kon dit maar vir in die Engels ook gelees het. Kom ons lees dit in die Afrikaanse Bybel ook, want daar sê dit net so duidelik. Jy moet daai hele hoofstuk gaan lees. Nêrens lees jy dat Jesus gebid het nie. Buiten in die Grieks nou, soos ek nou vir julle gewys het. Ek kan sê, ja, pastoor, jy maak 'n afleiding. Kyk vers 41. Hulle neem toe die steen weg waar die oorledene lê, en Jesus het sy oë opgeslaan en gesê, Vader, ek dank u dat u my verhoor het. Wanneer? Waar het Jesus gebid? Volgens die Afrikaanse en Engelse Bybel is dit die eerste keer dat hy bid in hierdie hoofstuk. Volgens die Grieks het hy al reeds in die Gees gebid.
Hy het in tale gebid. Vader, dankie dat U my verhoor het en hy wek Lazarus uit die dood uit. My broeder en suster, ek kan nie tot 'n ander slotsom kom. As ek nou al hierdie gedeeltes kyk, as ander ook, Lukas 10 vers 21, waar Jesus, ek dink is vers 21, praat hy ook van hoe dat Jesus, is dit Lukas 10? Is dit nou 21? Ek weet as jy in Lukas, ek sê in Johannes 10, dis hoekom ek dit nie kry nie. Lukas hoofstuk 10, dink is vers 21, sê dat Jesus het hom verheug in die gees. In dieselfde uur het Jesus hom in die gees verheug en gesê, ek loof U Vader. Ja, hy gee dit nou in die klein lettertjie, maar dis die woord pneuma. Dis die Heilige Gees, hy het hom in die gees verheug. Blydskap in die gees. Anderster sou hy mos het gesê het en Jesus het homself verheug. Hoekom sê hy het hom in die gees verheug, as dit nie in die Heilige Gees is nie? Talle sulke plekke wat jy skielik begin raak lees, as jy ding begin navors. Kom jy agter, maar die gawes van die Gees, selfs die talespraak, het kort in Jesus se lewe na vore gekom. Nou kan jy my dadelik sê, pastoor, jy het nou vir ons gesê, Lukas 1, amper vergeet van die ander persoon wat ook in tale kon bid. Lukas hoofstuk 1, en ek weet die ouens wat die video kyk, gaan my hieroor kap, en dis hoekom ek dit moet sê hier, anders as ek vergeet, gaan ek dit op die comments moet antwoord. Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy disippels geleer het. Nou pastoor, nou dan vat jy dit baie ver om te sê, Jesus, daai skrifgie praat van die vervulling met die Heilige Gees. Gaan gou na Lukas hoofstuk 1 toe. Lukas hoofstuk 1, vers 15. Vers 14 sê, kom ek lees sommer vir u vanaf vers 12. En toe Sagaria hom sien, dis die engel wat nou aan hom verskyn het, om nou die geboorte van Johannes die Doper aan te kondig. Was hy ontsteld en vrees het hom oorval. Maar die engel sê vir hom, moenie vrees nie Sagaria, want jou gebed is verhoor, en jou vrou Elisabeth sal vir jou 'n seun baar, en jy moet hom Johannes noem. En hy sal blydskap en verheuging vir jou wees, en baie sal oor sy geboorte bly wees. Hoor nou, want hy sal groot wees voor die Here, en wyn en sterk drank sal hy nooit drink nie. Onthou dit, vergelyk dit met Efesiërs 5:18. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Dis 'n parallelle skrif met hierdie, hoor wat sê hy. En wyn en sterk drank sal hy nooit drink nie, en hy sal vervul word met die Heilige Gees reeds van die skoot van sy moeder af. Johannes die Doper was voor die uitstorting van die Heilige Gees vervul met die Heilige Gees. Hy en Jesus was die enigste twee waarvan jy dit lees. Kom ek vra jy nog iets. Here, leer ons bid soos wat Johannes sy disippels geleer het. Wat het Johannes gepreek? Hy het net hy 3 goed gepreek. En daai selfde 3 goed het Jesus gepreek, en daai selfde 3 goed preek die kerk. Is ons veronderstel om te preek. Dis ons boodskap. Dis die hoofboodskap. Bekeer. Kom ek gaan wys dit vir u net so vinnig. Koop u tyd. Dis daarom die laaste Woensdag aand. So, Matteus hoofstuk 3, vers 2. Kom ons lees ons vers 1 ook. In daardie dae het Johannes die Doper opgetree in die woestyn van Judea, gepreek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Hoekom moet ons bekeer? Vers 6 sê, en hulle is deur hom in die Jordaan gedoop, met die belydenis van hulle sondes. So wat is die tweede ding wat hy gepreek het? Die doop van bekering. So hy het bekering gepreek, hy het die doop gepreek, met die belydenis van die sondes, maar toe hy baie van die fariseërs en sadiseërs na sy doop sien kom, sê hy vir hulle, ander geslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aankom is? Dra dan vrugte wat by die bekering pas. Dis, ons het al klaar 2 goed gesien wat Johannes gepreek het, bekering en doop. Vers 9 sê, moenie dink, dat julle by julleself sê, ons het Abraham as ons vader nie, want ek sê vir julle, God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham op te wek. Maar die Bybel lê al ook teen die wortel van die bome, elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Waar gaan dit nog steeds? Bekering van die oordeel wat kom. En die doop. Vers 11 sê, wat is die derde ding wat hy gepreek het, was die vervulling met die Heilige Gees. Ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Ek vermoed, my broeder en suster, want waar het Johannes gehoor van die vervulling met die Heilige Gees? Waar het hy gehoor dat Jesus gaan kom en doop met die Gees? Hy het dit by God die Vader gehoor, as jy Johannes 1 gaan lees, die laaste paar verse, maar wat ek vir u wil wys is, dit was sy algemene lering, bekering, doop, vervulling met die Heilige Gees.
Wat het Jesus gepreek? Bekering, doop, vervulling met die Heilige Gees. Wat het die apostels gepreek? Handelinge 2:38 tot 39. Bekeer julle, laat elke van julle gedoop word, julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Wat is die boodskap van die kerk? Bekering, doop, vervulling met die Heilige Gees. Konsekwent. Het Johannes nie in tale gebid nie? Dat sy disippels ook vir hom kom vra het, leer ons soos jy te bid. Ek kan julle nie doop met die Gees nie. Maar hy wat dit doen, sal na my kom en julle doop met die Gees. Dis wat hy vir hulle gesê het. Ek kan julle nie doop nie. Ek kan julle wys wat ek doen, maar ek kan julle nie doop met die Gees nie, want iemand na my kom sal dit doen. Verstaan nie? Ek glo Johannes kon sekerlik doop, bid in tale. Hy was gevul met die Heilige Gees van die moederskoot af. Maar hy kon nie die ander doop nie, want dit was Jesus se doel, hoekom hy toe nou sou kom en die Heilige Gees sou uitstort, nie waar nie. So my broeder en suster, Johannes die Doper was gevul met die Heilige Gees, sy disippels moes dit sien en hy het hulle toe maar geleer, dat na hom kom een, wat hulle wel sal doop met die vuur waarmee hy gedoop is. En toe Jesus gekom het, was hy gevul met die Heilige Gees van kleins af. Die Bybel sê, hy was vol van die Gees. Selfs hy, as jy Lukas 2 gaan lees, as jy lees nou in die laaste vers, dink ek kan sê hy, dat en die kindjie Jesus het gegroei in die Gees en in wysheid. So hy het ook van kleins af die Gees by hom gehad, nie met mate nie. En by Pinksterdag het hy dit uitgestort op die res van sy kerk. Voor Pinksterdag is dit waar, my broeder en suster, het geen ander mens. Ek glo dit was net Jesus en Johannes die Doper wat in tale gespreek het voor die uitstorting van die Heilige Gees. Dit was uniek en dit was vir ons 'n voorbeeld. So ons kan vandag so dankbaar wees dat dieselfde Gees, en daarmee sluit ek af, my broeder en suster, Paulus skryf in 1 Korinte 14 vers 18 en sê, ek dank my God dat ek meer as julle almal in tale praat. En dan kom hy in 1 Korinte 11 vers 1. Ek kan dit sommer net vir jou aanhaal en sê hy, wees my navolgers, soos wat ek dit van Christus is. Hy het Jesus ook nagevolg om in tale te bid. Nog so net 'n interessante ding, as jy Lukas gaan lees, die goed kom so my op, soos ek het voorberei het. Lukas 4, wat gebeur in Lukas 4? Jesus word versoek deur die duiwel. Wie het hom in die woestyn ingedryf? Die Heilige Gees. Jesus het deur die leiding van die Heilige Gees die woestyn ingegaan. Nou daar kry jy nie wel 'n baie duidelike aanduiding dat Jesus dalk in tale gebid het in die woestyn. Maar as jy na al hierdie ander gedeeltes en die bewyse kyk wat ons na vanaand nog gekyk het, dink ek nie dis ver gesog om te sê dat ek glo Jesus het selfs in die tuin van in die woestyn in tale gebid. En baie keer dan lees jy hoe dat hy deur die nag gebid het. Wie van julle al deur die nag probeer bid? Jou woorde raak binnekort op. Dit is moeilik om aan te hou. Tot jy in tale begin bid, dan kan jy hele nag deur bid. Lees jy kort, Jesus het deur die nag gebid. Hoekom? Hy het in tale gebid. Amen. Dis maar die gedagte, my broeder en suster, wees my navolger, sê Paulus. Sodat ek het ook van Christus is, dan nou ook, glo ek in hierdie konteks. Ek dank my God dat ek meer as julle almal in tale bid. Hoekom? Ek het Jesus dit as voorbeeld. Amen. Mag dit vir u tot seën wees, soos dit ook vir my was, om hierdie navorsing te doen. Ek hoop u het ook vanaand ietsie geleer. Gaan kyk bietjie as u hierdie evangelies lees, nou met hierdie oog daarna. En ek glo u gaan nog ander plekke ontdek waar Jesus in tale gebid het, waar die ander gawes gefunksioneer het. Amen.